Welkom terug vir die groot ontbyt. Ons selfs vanmôre met Ronald King, die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede van PSG Financial Services. Ons kyk op die Geldbank oor finansiële risiko's. Goeiemôre. Môre julle twee. Altyd lekker om jou te kuier en vanmôre gaan ons eers 'n bietjie terugdink aan wat ons laasweek oor gesels het. Ons gepraat oor die koste van belegging. Herinner ons net gou 'n bietjie, dat ons weer optel waar ons gelos het. Ja, so ons wil net seker maak dat mense altyd onthou want nie almal vertel altyd vir hulle wat daai kostes is nie. En soos ons laasweek gesê het, kostes is die een ding wat jy weet jy het. So jy moet hulle altyd maar in die oog hou. En daar's 3 kostes waarna jy kyk. Jy kyk na die koste van die produk, die wrapper soos hulle dit noem. Dis die ding wat vir jou van jou voordele gee. Dan die koste van die onderliggende fondse, die ouens wat die geld vir jou bestuur, en dan die derde een is die koste van die adviseur. So jy moet na al 3 daai kostes kyk wanneer jy na die produkte kyk. Maar daar's ook eksterne kostes, belasting en inflasie. Dis reg, ja. So wanneer jy gaan staan en kyk na inflasie, dan moet jy elke jaar ten minste 'n 5% of 'n 6% groei op jou geld hê, net sodat jou geld dieselfde waarde het. So dit vreet eintlik die waarde van jou geld weg. En dit kan een van jou grootste kostes wees. Die ander ene wat net so belangrik is jou belasting. Jy kan 45% van jou premie kan jy spaar as jy die regte belastingprodukte en goed het. So dit is so dan kyk, is dit nogal baie, nê? Dit is verskriklik belangrik. So mense kyk baie keer net in daai eerste 3 kostes vas, maar die 2 wat die grootste gaping en die grootste gat in jou geld vat, is inflasie en belasting. Tussen daai 2 kan jy die helfte van jou geld verloor. Wow, en dit gaan net oor goeie bestuur. Dit gaan net oor goeie bestuur. Dit is waar die finansiële adviseur se koste vir jou waarde toevoeg. Want hy gaan vir jou sê, maar watter produk gaan vir jou die beste inflasiebeskerming gee? Watse produk gaan vir jou die beste belastingvoordele gee? Die moeite werd, kry maar sy raad vir 45%. Maklik. Hoorie, maar dan moet ons praat oor risiko. Ja. Mense sê altyd jy moet risiko hê in jou belegging, want anders gaan jy nie dividende kry nie. Wat is risiko? Hoe werk dit in beleggings? Ja, so risiko gaan daaroor dat jou belegging se waarde môre meer werd kan wees of môre minder werd kan wees. Ja, en dit is wat risiko is, daai woord of. Ja. Dis alwaaroor risiko gaan. Jy weet nie of jy môre meer gaan hê en of jy minder gaan hê nie. Hoe sekerder jy is dat jy môre meer gaan hê, hoe minder is die risiko van daai belegging. En ons almal neem aan, dit is sommer net as vanselfsprekend, nê? Kyk, as ek nou geld by 'n maatskappy belê, dan sal ek mos nou meer geld terugkry. Ja, nee, wat ek meen, ons sit mos dan nou Ponzi skemas in hierdie land. Jy meen, daar aan Van der Bijlpark se omgewing is daar so baie piramide skemas dat hulle die dorp nou Egipte noem. Jy weet, so ons sit en kyk na mense wat vir jou met vals beloftes kom en vir jou sê, luister nie, maar ons gaan vir jou fantastiese groei gee. Ek dink ek moet miskien ook net noem, daar is nie so iets soos 'n waarborg nie. Daar's nie 'n maatskappy daar buitekant wat waarborge uitreik nie. 'n Waarborg is 'n ou wat vir jou sê, ek beloof dat wat ek vir jou sê waar is. So as 'n man by jou aankom en hy sê vir jou, maar ek waarborg vir jou die groei. Moet jy vir jouself vra, wie is hierdie ou? En hoe kan ek seker maak dat sy woord actually iets beteken? Is daar kans dat ek al my geld kan verloor? So wanneer dit kom by risiko, beteken dit nie noodwendig jy gaan al jou geld verloor nie, behalwe as jy nou in een van hierdie vals beleggings so goed gaan belê. Risiko gaan daaroor dat my belegging verskriklik vinnig op of af kan gaan. En dit wat ek môre gekry het, is nie wat ek verwag het om te kry nie. Jy weet, ek sit my geld in en ek het môre die geld nodig om 'n motor te koop. En skielik is dit minder werd as wat ek ingesit het. Ek het nou gister my staat gekry van 'n belegging wat ek 2 jaar gelede gedoen het. En dit is interessant is al wat dit R50 minder. So hy het amper gelyk gebreek, maar hy's R50 minder wat hy 2 jaar gelede was. En toe is ek net so tipe van teleurgesteld en ek dog, jy weet, maar daai belegging gaan ek eers oor 10, 15 jaar van nou gebruik. So ek moet maar net rustig wees. Maar nou verwys jy na wisselvalligheid, of soos wat die mark dit noem, volatiliteit. Dis 'n pragtige woord, né? Ja, dis 'n bietjie vir my Engels, maar hierdie volatiliteit, hierdie wisselvalligheid, dit is in wese, is dit markgedrewe of is dit deel van die risiko wat in jou pakkie van jou belegging is, dat daar sal wisselvalligheid wees en daarom sal die risiko se waarde en beloning groei. Hoe werk daai volatiliteit? Ja, dis presies waaroor dit gaan, volatiliteit, die wisselvalligheid van jou belegging. Ek het nou 'n laat lammetjie. Sommige mense sê is 'n oorstoot 3 in beseringstyd. Dit was nie, dit was 'n volle agterlyn beweging.
Sy is nou al 'n hele tydjie saam met my en ons het varkore geplant. Ja. En die bolle binne in potte gesit. En ek verduidelik toe vir haar, maar hierdie bol gaan so oor 'n paar weke gaan hy nou begin om sy wit worteltjies uit te stoot en as die worteltjies nou mooi ontwikkel het, dan gaan die bol self uitkom. Toe ek so 'n week en 'n half, 2 weke later by die huis kom, toe's al die potte uitgegooi en al die bolle lê daar op hoop en ek vra van nou sussie, wat gaan aan? Sy sê vir my nee, ek wou kyk hoe die wortels groei. En dit is die probleem wat ons het met baie van ons beleggings. Jy moet vir jouself vra, maar luister, wat is my bedoeling hier? En dan moet jy nie elke nou en dan om uit jou belegging uit die grond uit gaan haal net om te kyk of hy wortels gegroei het nie. Want met volatiliteit beteken dit dat dit wat môre gebeur en wat oormôre gebeur nie so belangrik vir jou is op daai belegging. Dat Want dit dalk verskillende goed is wat gaan gebeur op verskillende dae. jy weet, jy gaan absoluut nagmerrie hê as jy elke dag na daai belegging kyk, want hy's op en hy's af en hy's op en hy's af en jy gaan nie kan slaap nie. Kies ons dan 'n belegging wat bloot stabiel is? Jy kan en in sekere omstandighede is dit nie 'n slegte ding om te doen nie, maar jy moet verstaan is hoe meer stabiel hy is, hoe meer weet almal wat hy gaan doen en hoe meer het almal aan hom belê en hoe meer almal aan hom belê het, hoe minder is die groei. So ongelukkig, hoe stabieler die belegging is, hoe minder is die eindopbrengs van daardie belegging. So dit maak 'n baie groot impak op wat jy op die einde van die dag gaan uitkry. Ek sê altyd vir mense, daar's baie mense wat sê maar daar's nie meer 'n toekoms in Suid-Afrika nie. Hulle wil oorsee gaan. En sê ek vir hulle moet verstaan. Ja, ons het meer risiko in Suid-Afrika. Maar omdat ons meer risiko het, omdat ons nie weet wat môre gaan bring nie, beteken dit ook dat jy baie meer geleenthede in Suid-Afrika. En dis dieselfde met 'n belegging. Hoe meer onseker jy is oor wat môre se opbrengs gaan wees, hoe groter gaan jy uiteindelik groei op daai belegging. Maar ek verstaan dis ook waar diversifisering inkom. Jy kan belê in verskillende beleggings, een wat meer stabiel is, een bietjie meer risiko, een met lae risiko. Dis 100% die belangrikste ding daarvan. En wanneer dit by ons kom, wanneer dit kom by die diversiteit, dan vra ons vir onsself, maar wat is die doel van die belegging? Ek het 'n groot probleem met mense wat vir my sê, maar ek is konservatief, ek is 60. Nou net interessant is al as jy 60 is, gaan jy 100 raak. 40 jaar is vrek lank. Ja. Behalwe as jy 60 is, dan raak dit skielik baie kort. Maar die situasie met As jy self sê. as jy self is. Ek sê altyd vir mense sê vir my, maar hulle wil nie 100 raak nie. Sê ek wel, as jy 99 is, wil jy graag 100 raak. Ja. So, dis alles perspektief, maar die belangrike ding hier is dat wanneer jy 'n belegging het wat jy môre wil gebruik, dan moet jy gaan vir stabiliteit. Dan raak stabiliteit belangrik want jy moet weet ek gaan môre meer uitkry as wat ek vandag ingesit het. Maar as ek 40 jaar van nou eers daai geld gaan gebruik. So as ek nou sê 50 is en ek gaan en dis die deel van die geld wat ek gaan gebruik wanneer ek 80 is, dan praat ons van 30 jaar, dan wat die belegging môre werd is irrelevant. Ja. Maak dan seker dat jy gaan vir een wat oor die algemeen vir jou hoër opbrengs gaan gee. So tyd en risiko moet 'n mens ordentlik beheer. Hulle is verwant aan mekaar. Die twee is verskriklik verwant aan mekaar want hoe langer jy 'n belegging kan hou, hoe meer vir elke goeie jaar is daar 'n slegte jaar en op die einde van die dag balanseer hulle mekaar uit. Al wat jy wil hê is dat daai goeie jare 'n bietjie meer moet wees. So vir elke 3 goeie jare het jy een regtig slegte jaar en op die einde van die dag oor 'n lang termyn maak daai goeie jare dat jy 'n groter en beter opbrengs kry. Ons interessantheidshalwe het gaan staan en kyk en ons mees konservatiewe belegging se beste opbrengs is laer as die swakste opbrengs van ons hoë risiko belegging as jy bereid is om 15 jaar te wag. Wat? Sure. So dit help nie om in kontant te belê vir 15 jaar nie. Dis wat die antwoord op is. Dis interessant om dit te dink. So eintlik gaan dit weer oor wat is jou doel? Wanneer wil jy die belegging gebruik? Wanneer moet dit uitbetaal? En dit gaan so half ook bepaal hoe jy belê. Dit is die belangrikste ding waaroor dit gaan. Ek dink ek wil jou sommer aanstel. Jy weet presies waaroor dit gaan. Want dit is wat jy jouself moet vra. Hoekom belê ek? En dan wat's my termyn wat ek belê? En dan kan ons gaan en sê maar hierdie produk gaan jou kostes die beste bestuur en hierdie produk is die regte risiko vir die termyn wat jy wil hê. Ek sê altyd vir mense, jy drink 'n pynpil as jy pyn het. As jy 'n belegging het vir 10 jaar, moenie vir my kom sê maar ek wil in kontant wees nie. 'n 10 jaar belegging moenie in kontant wees nie.
Okay, nou maar goed. Jy kan maar vir Jennifer werk, ek sal betaal 'n sjokoladekoek. Lyk my sy geniet dit. Ek sal klaar vanmôre begin. Net. Baie dankie vir jou moeite vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels soos gewoonlik. Dit is 'n groot plesier om hier te gewees. Nou ja, as jy verder wil gesels met Ronald, stuur gerus vir my e-pos na ronald.king@psg.co.za. ronald.king@psg.co.za as jy wil verstaan hoe risiko en die tyd wat jy moet belê vir jou belegging regtig werk. PSG sien die geheelbeeld en jy geniet dan die voordeel. Gafeleerders van die PSG Financial Services Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Ons praat hopelik binnekort weer. Volgende week, lekker, ek sien uit daarna. Ons is nou weer terug en dan kuier ons verder en later ook so 'n bietjie in die kombuis saam met Chef Renate van der Berg Lord.